Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ons sit nou ons oggendpraatjies voort en ek wil julle net herinner dat julle saam kan gesels. Skandeer net die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn en stuur vir ons 'n boodskap deur middel van WhatsApp. Voor ons nou met die geselsies begin, die maandag is nie net blou nie, want ek weet daar's baie mense wat verjaarsdag vier en ons moet begin met iemand baie spesiaal in ons midde, nie waar nie, Thuis? Ja, jou ma, Pieter. Sy's nie hier nie, jou vrou, Thuis. Ja, dis Oudetta, en sy is ook 'n baie spesiale persoon vir ons. Sy is soos die moeder van Goeiemôre. Kyk hoe mooi lyk jy. Pragtig daar. So, Yes. Oudetta, namens myself en die res van hierdie pragtige uitmuntende span en almal agter die skerms, ek gaan hierdie enetjie voor jou vat. Thuis, nee, jy moet eers sê vir jou vrou. Nee, ek dink ja, baie geluk met jou verjaarsdag, my liefie, op nasionale TV. Verskriklik lief vir jou, hoor. En ek het offisieel vanoggend gesê ek het meer verjaarsdag saam met jou nou gehad as jou ouers. Dis wonderlik en julle is so 'n lekker power couple. So hier sal ek nou inval met die professionele aanslag. Oudetta, baie geluk met jou verjaarsdag van ons almal hierso en dankie vir die amazing opportunity en dat jy net hierdie planmaker is, hierdie staatmaker is, 'n oogie oor ons almal hou. Bietjie meer oor Thuis. Ons wil net vir jou sê happy birthday. Eystervrou. Ja, en natuurlik moet ons ook vir Pieter se mamma. Ja, Baie my ma geluk. verjaar vandag. Kan jy glo? Sy lyk Baie geluk. Kyk net daar van moeder. Op Mama Moedersdag het ons vir haar Moedersdag wat nie meer daai pofvyntjie gegee en so my liewe ou moeder, baie geluk met ma se verjaarsdag, maar lyk nog stunning en ek kan sien my gene is besig om af te smeer. Hoorie, en daar's nog bekendes, ek weet Enya verjaar, jy weet, onthou julle van wat was daai liedjie? Het nou so mooi gesing. Sail away, Sail away, sail away. En dan onthou julle vir Henny Smit, Ja, van die Golly. Bertie van die Golly, ou Henny verjaar ook en daar het ek so 'n jaar of wat terug saam met hom ook gou 'n kietjie geneem. Daar so Henny en Henny is vandag al almintig 82 jaar oud en hy lyk nog goed. Hy gaan goed aan en Henny kan die lekkerste kreefsop maak as jy ooit daar gaan kuier. Henna, baie geluk met jou birthday. Dankie wat jy vir die Afrikaanse bedryf gedoen het. Akteur van wel eer. Onthou julle al daai movies van destyds, jong man, toe hy nog 'n jong man was soos ons. Ja, Maar baie geluk. En ook as jy verjaar vandag, van ons almal hier by Goeiemôre, Good Morning, happy birthday. Right, nou kan ons gesels. Ek dink hierdie sal van nou 'n instelling word. Elke dag net gou vir almal gelukwens met hulle verjaarsdag. Maar kollegas, ek wil nou gou by julle weet, het een van julle al ooit oor iets onbenullig vererg en indien wel, wat het gebeur? Ek gaan by jou begin, want jy lyk nie vir my soos iemand wat jou kan vererg nie. Ek kan my baie gou vererg, maar ek dink soms ek moet bietjie terug staan en bietjie. Ons was hier naweek by Galdrief City gewees en daar was so een of twee goedjies wat gebeur het wat my vererg het, maar ek wil nooit iemand konfronteer nie, want al is ek in die reg, dit gaan altyd dalk nie so goed lyk op die radiostasie of op die program. Dit gaan it's going to be a bad reflection of the things that I'm associated with, so I just let it go because I'm not going to lose my job over someone who's actually in the wrong anyway. So ek staan maar terug. Ek dink ook 'n mens moet nie dadelik jou vererg nie. Ja. Ek meen daar's mos 'n manier. As jy nie happy is ietsie, vra maar net weer. As jy weer die negatiewe vibes kry of dit nie vir jou gedoen word nie, gaan jy weer vra, maar die derde keer, dan gaan ek ook maar sê. Dan strip ek om soos hulle dit noem. Net vinnig. Nee, ek dink ek is die rustigste persoon ooit, jy weet, so ja, ek het vir dit wat dit doen. Ja. Maar ek het ook 'n lotie, trust you me. Nee, ek sê net baie rustig, maar ek dink as jy top gaan, dan gaan hy nou maar, soos wat enige mens maar sal gaan, maar ek het ook nie daai anger issues wat dan ontplof nie. Jy verstaan, so ek is oor die algemeen so kan ek rustig hou. Hoekom vra jy? Het jy al, Elsa? Kom ons laat dit daar. Nee, ek speel sommer net. Ek het nie geduld nie, maar nee, ek moet sê ek is nogal redelik goed daarmee om my meer te beteel. Maar 'n passasier op 'n vlug vanaf Johannesburg na Kaapstad het sy meer verloor en dit gaan hom duur te staan kom nadat sy beweerde uitbarsting oor 'n bottel water en kleingeld veroorsaak het dat die vliegtuig verlede Woensdag 'n noodlanding in Bloemfontein moes maak. Nou die voorval het chaos veroorsaak, maar passasiers met sekuriteitsopleiding en die bemanning het die man met kabelbinders bedwing. Nou 'n video van hierdie voorval is opgeneem deur 'n mede-passasier en dit het vinnig op TikTok versprei. 'n Woordvoerder van die lugdiens het intussen gesê die passasier is op die sogenaamde no-fly lys geplaas en ek dink wat dit vir my interessant maak is dat hy verder ook die koste van die noodlanding sal moet betaal en deur strafregtelike gevolge in die gesig gestaar word. So
ek het die video opgespoor, maar ek gaan dit nie speel nie want die taal was effens cru. Reg so. So ek dink net dit is die duurste botteltjie water nog. Wat sê julle? Ja, dis sê hy vir homself pleksit maar by die klein geld wat ek nie gekry het, nie gehou het. Presies. Nou, jy maar by 'n klein geld. Ja, nee, wraggies. Ek dink ook net, okay, hulle het hom nou afgelaai in Bloemfontein, maar nou is jy op 'n no-fly list. So hoe kom jy by jou bestemming uit as jy nou daar in Bloemfontein vassit? Ons laat maar 'n taxi. En ek gaan in Bloemfontein boksie. Ek wil Durban toe. Ek dink ek kan net nie verstaan dat mense hulle oor so iets vererg nie. Ja, dis Iets soos bietjie kleingeld. onnodig, Ek weet nie wat dink julle nie, maar hy het seker nou maar 'n slegte dag gehad. Dit is nou wat ek dink. Dalk is daar iets anders that kind of aggravated it and he was having a bad day anyway, something else had made him upset. So then the water and the change just escalated into something that it definitely shouldn't have been. En wat vir my ook net vir my verstommend is al die ander passasiers wat nou deur hierdie hele ongerief die vertragings geplaas is as gevolg van iemand wat 'n tantrum wil gooi. Dit is kinderagtig. Ek dink dit begin alles by selfrespek en dan wederwysige respek. Dan ja. gaan jy nie nodig hê om nou so duur vlug vir jouself. Maar ek dink dit was goed gehanteer ook op 'n ander vandag. Ja. Ja. Baie goed. Baie, En ek baie dink die vlugpersoneel verdien baie meer respek as waarmee sommige mense hulle behandel. Maar onthou, julle kan ons op sosiale media gaan volg. Ons gesels net hierna verder wanneer ons op Down syndroom fokus. So bly op hierdie vlug, bly op hierdie goeiemôre, good morning vlug. Daar het jy dit.